Here, U is ons lig. Johannes skrywe dit, dat die lig het na die wêreld gekom, om die duisternis te verlig, die duisternis te verdryf. U het vanoggend vir ons gesê, julle is die lig vir die wêreld. En as die wêreld duister is, dan sê dit dalk ook iets oor ons lig, of dit werklik so skyn. Here, en ons is vanaand hier om voor U voete te kom stil word en te kom luister. Here, ons het U nodig en kom breek oop U woord vir ons. En ons bring aan U al die eer. Amen. Geliefdes, het groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en ek dink dan staan ons so 2 liedere om lekker saam te sing. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam, laat dans in die groot land, die Here loof, ek wil die Here loof, loof met my hele hart, hy gee al wat roep, weer nuwe krag, uit my sondes vergeet, en hy maak my sy kind, laat alles in die groot land, die Here loof, ek wil die Here loof, loof met my hele hart, hy gee al wat roep, weer nuwe krag, ek wil die Here loof, loof met my hele hart, hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Bring U my lof, o heilige God, my lof is 'n offer aan U. Ek bring U my lof, o heilige God, my lof is 'n offer aan U. En ek sing want ek weet, my verlosser U lief, ek besing die grootheid tot in ewigheid. Ek bring U my lof, o heilige God, my lof is 'n offer aan U. Ek bring U my lof, o heilige God, my lof is 'n offer aan U. En ek kniel voor U neer, in die ewige Heer, en ek bid my hart neer, tot in ewigheid. Dierbare Vader, dankie dat ons voor U kan neerkniel, en ook soos daar op die bergpredikasie aan die voete kan kom sit. En ons gebed is, Here, leer ons
lewe mens binne die nuwe koninkryk. Breek vir ons hierdie verstaan vanaand ook, die verskil tussen die ou en die nuwe. Ons bly dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ek wil net noem, as julle koud kry, die konversies lê hier voor, neem vrymoedigheid om vir julle 'n konversie te gryp en 'n bietjie homself so in te wikkel in. Dieper geregtigheid, 'n nuwe manier van lewe. Wat is geregtigheid? Dit is dat my saak reg moet wees. Dis 'n baie sterk wettiese term wat 'n mens ook in die regstelsel kry. Dit gaan oor die reg van 'n mens. Dit gaan oor jou toestand voor die reg. As 'n mens 'n oomblik dink ook aan iemand wat aangekla word en wat sy onskuld moet bewys, gaan dit oor die hele saak van, is ek skuldig of is ek nie skuldig nie? Wanneer is my saak reg voor die reg? En dan kry ons in die Bybel hierdie twee, die teenoorgesteldes. In die begin, in die Ou Testament, kry ons dit so helder en duidelik, dat wanneer God sy volk gaan haal daar in Egipte, en hy bring hulle na die berg Sinaï toe, waar hy die wet vir hulle gee, en al die voorskrifte en riglyne van die wet, dan gee hy die wet as die pad van geregtigheid, of die weg tot geregtigheid. Dit beteken wanneer 'n Israeliet iets verkeerd gedoen het, dan was daar 'n hele offerstelsel wat hulle moes nakom. So God gee vir hulle die wet, en daardie wet moes nagekom word. En as hulle struikel aan hierdie wet, dan was daar spesifieke riglyne van watter offer wanneer gebring moet word. En so die belangrikste offer lees ons dan ook met groot versoendag, ongeveer in ons Oktober maand, word die groot soenoffer vir die volk se sonde gebring deur die hoëpriester. So die geregtigheid van die mens was gekoppel aan die nakom van 'n wet, en saam daarmee die nakom van al die reëls en wette en regulasies oor die offerstelsel. Maar wat hartseer was in die wet, is dat die Jode, die skrifgeleerdes en die Fariseërs het verder gegaan. Hulle het nie net by dit wat God gegee het by stil gestaan nie. Hulle het ook 'n klomp dinge bygesit. Reëls en regulasies wat gemaak het dat daardie arme Jode moedeloos was oor alles wat gedoen moes word. 'n Klomp wette. Ek dink alledaagse, die wat al in Israel was, sal weet as jy daar op 'n Sabbatdag in 'n huiser klim, hoef jy niks te doen nie. Daai huiser stop op elke vloer. Gaan hy oop, gaan hy toe, sodat die Jode wat in daai hotel bly, nie nodig het om 'n knoppie te druk nie. 'n Klomp wette. En dis wat Jesus bedoel toe hy daar vir hulle gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hy verwys daar spesifiek na die wet en alles wat nagekom moes word. Dit het vir die skrifgeleerdes en die Fariseërs, het dit op die ou einde gegaan oor die uiterlike vertoon. Daardie dooie wet,
Jy moet dit doen of jy moet dit nie doen nie. En daardie wet het hulle klaargemaak. So geregtigheid om reg te staan voor God het verval in 'n klomp doen. Nou lees ons hier in die gedeelte waar ons vandag nou gaan by stil staan, lees ons vanaand van 'n dieper geregtigheid. 'n Ander geregtigheid. Wat anders is as die letter van die wet wat doodmaak. Waar dit 'n klomp werke was wat gedoen moes word, kom dit nou neer op 'n verhouding, op 'n omgee. As Jesus die wet dan saamvat, dan sê hy spesifiek, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele verstand en met al jou krag, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou weet ons almal dat die eerste 4 gebooie van die wet gaan juis oor ons liefde vir God. En die laaste 6 oor die verhouding wat ons met ander mense moet hê. So God verdeel hierdie 10 gebooie, en dis die 2 kliptafels, liefde vir God en liefde vir jou naaste. Jesus kom in hierdie nuwe koninkryk van hom, dan sê hy, dit lyk anders. Dis nie 'n boksie wat jy moet aftik elke dag. Dit gaan om hom werklik te ken. As Paulus antwoord, wat is die belangrikste in sy lewe, dan sê hy, my begeerte is om Jesus te ken, en die woordjie daarvoor, yada, beteken om 'n intieme liefdesverhouding met God te staan. Dis totaal anders, 'n verhouding teenoor dinge wat afgemerk moet word. Nou lees ons in hierdie gedeelte, en ek gaan eers die eerste deel lees, en dan gaan ek so verder, soos ek aangaan met die preek, die volgende gedeeltes lees. Kom ons begin daar in Matteus 5, vers 17. Julle dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak. Of moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringstes van hierdie booie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel kom nie. Jesus stel dit baie duidelik hier in die begin, dat hy het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie. So baie keer kry jy nog steeds vandag mense wat sê, ja, die wet geld nie meer vandag nie. Dis nie waar nie. Die wet is nog net so geldig soos wat dit was in die Ou Testament. Inteendeel, Jesus het gekom, soos wat ons hier gelees het, om dit nog voller te maak. Gekom om dit net nog groter te maak, om vir ons die werklike betekenis daarvan te gee. So die eerste belangrike ding wat ons moet weet is, dat Jesus het nie gekom om die wet af te skaf nie. Hy het gekom om dit te vervul. En hy gebruik 'n paar voorbeelde van hoe dat die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hoe dat onder die Joodse wette hulle sekere goed gesê het,
Die res van hierdie hoofstuk gaan die volgende, dan staan daar, julle weet dat daar gesê is, maar ek sê vir julle, dan herhaal hy die een na die ander van die wette, en hy kom beskryf vir hulle, dat dit om baie meer gaan, as net daai fisiese letter, soos wat hulle dit daar kry nie. Hy het nie gekom, en hy sê ook hier, wie die een wat aan die betekenis van die wet, die geldigheid van die wet, kom torring, want die wet is nog steeds geldig, vir elkeen van ons. Die tweede belangrike ding, die wet gaan oor die hart. Die wet gaan nie net oor dade nie. Dit het ons so al in hierdie bergpredikasie van die saligsprekinge regdeur nou al hoeveel keer vir mekaar gesê, ons verhouding met God gaan nie om die doen nie, maar dit gaan om die hart van die mens. Dit is my altyd so hartseer in huisbesoek, as jy met mense praat oor hulle geloofslewe, dat hulle baie maklik vir jou sal sê, as jy vra, hoe gaan dit in jou geloofslewe? Dit gaan goed. Ons gaan daarom af en toe kerk toe, maar joh, dit is so moeilik, want ons is maar besig en werk lang ure. Ja, en ons bid daarom aan die tafel as ons eet. En dan noem die mense al hierdie doen goeders. Maar nêrens snap hulle dit om te sê, dit gaan goed, want ek staan in 'n verhouding met God. Ons kan baie dinge doen vir mekaar, maar dit beteken nie dat daar liefde is nie. Dit beteken nie dat daar 'n verhouding is nie. Hoe lyk jou deel wees van God se koninkryk? Het jy dalk ook nog in jou kop die prentjie wat ons eintlik, en dan is dit die hartseer wat in ons wat in tradisionele huise en kerke groot geword het. Jy heeltyd die ding, onthou net, jy mag nie. Jy moet stil sit met jou pak klere aan van kleins af. Jy mag nie roer nie. En as jy in die kerk instap, is jy toepstil. En as jy so bietjie kriewel, dan kry jy daai kwaai kyk. Ons het geleer om sit stil, bly stil. Dinge wat gedoen moet word. Jy lees nie op 'n Sondag koerant nie. Dit is sonde. En dan's al hierdie wette so uitgehaal. En die wette gebring, en ons het almal geleer, jy leef met hierdie moets en moenies. En dit het dalk in ons lewe so vasgesteek, dat ons vandag ook nog steeds met hierdie hele ding sit van mag en mag nie. As ons dit en dit en dit kan reg doen, dan is ons reg. Maar het gaan oor die hart. Want die hart gaan oor 'n verhouding. Die hart is die simbool of die bron van ons emosies, die bron van liefde. Daardie hart spreek iets. Dit is so dierbaar as ons met die kleinkinders videocall, veral Hein wat nou al groter is, en so met die videocall, dan maak hy sy handjie so dan om vir ons 'n hartjie te stuur. En die oomblik as jy daai hartjie sien, dan voel jy die liefde. Want dis wat die hart is. Dis liefde. Dis omgee. Dit sê iets van die mens, wie hy is en met wie jy in 'n verhouding staan.
En dan in hierdie voorbeelde wat hy hier uitlig, sien 'n mens dat elkeen, ons gaan vinnig nou by elkeen vinnig stil staan, maar dan sien ons by al hierdie dinge, gaan dit oor die hart. Nie 'n wet, maar dit gaan oor 'n hart, 'n verhouding. En eintlik word dit baie meer. Kom ons dink vir 'n oomblik aan die eerste een wat hy noem oor die moordpleeg. Julle weet dat daar gesê is, jy mag nie moordpleeg nie. Maar ek sê vir jou, en dan noem hy 3 belangrike dinge. Hy sê, as jy kwaad is vir iemand, as daar in jou hart woede is, dan het jy reeds moord gepleeg. Daardie Israeliete het gedink aan, gelukkig as hulle daardie wet gelees het, wanneer die wette afgelees is, dan het hulle gedink, wonderlik, gelukkig het ek nog nie 'n moord gepleeg nie. Maar dan sê Jesus, luister, dit gaan hier oor hartsdinge, dit gaan hier oor verhoudinge. As jy vir iemand sê, jou sleg, 'n belediging, raak is 'n skelwoord, jou slegte ding, dan beledig jy. As jy vir iemand sê, jou dwaas, dan kraak jy sy karakter af. Jy sien, dit gaan nie net om te sê, ek het nog nooit iemand doodgemaak, maar dit gaan oor verhoudinge, dit gaan oor omgee, dit gaan oor dat jou menswees is my belangrik, dit gaan nie net oor jou fisiese liggaam wat ek doodmaak nie, nee, maar ek kan jou ook geestelik en sielkundig, emosioneel doodmaak. Daarom wat hulle sê, emosionele afpersing en mishandeling is baie erger as fisiese. Want hy seer in 'n verhouding. Dit gaan oor die hart. En daardie hart gaan verder as net 'n daad van iemand se lewe van hom afgaan. Dit gaan in hierdie gedeelte, die derde belangrike ding, dit gaan oor die herstel van verhoudings, om in waarheid te lewe. Jesus roep hier op tot getrouheid en eerlikheid en integriteit. En dan verwys hy na 'n paar dinge ook, wanneer hy hierso sê, as jy op pad is om jou offer na die altaar te bring, en jy ontdek dat jou broer iets teen jou het, los jou offer daar, en gaan maak reg. Jy sien, dit gaan oor herstel. Dit gaan oor omgee. Dit gaan om reg te maak, want as ek en jy nie kan vergewe nie, dan lê ons self daaronder. Onvergewensgesindheid maak van ons verbitterde, negatiewe mense. So dit gaan nie net om te dink ek maak dood nie. Dit gaan oor versoening, dit gaan om die minste te wees, dit gaan om te sê, ek kan nie vanaand slaap as ek weet dat daar enigiets tussen my en 'n ander persoon is nie, en daarom tel ek 'n foon op, of ek klim in 'n kar om te ry. Ek dink so, vandag toe ek ook oor die dood nou met julle gepraat het, daardie verskriklike, om as iemand dalk doodgaan, en jy was te stadig om te sê ek is jammer, of jy was te hardkoppig om vergifnis uit te spreek.
dood kom, is daar niks wat jy kan meer regmaak nie. Jy sien, dit gaan baie dieper as net 'n mens doodmaak. Dit gaan oor versoening. Dit gaan oor om te gee. Want in die Ou Testament was die wet gewees. Julle weet dat daar staan dat 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Dis die wet wat van die begin af gegeld het. En vandag nog steeds, julle, is dit deel van die kulture van baie nasies. Hulle praat van as jy bloed getrek het, dan het ek die reg om te gaan bloed trek. Bedoelende, as jy die oog vat, kan ek jou oog vat. Is dit nie verskriklik? Mens kry dit baie ook in stamgebiede, wanneer die een stam, die ander stam iets gebeur, en een van hierdie stam, 'n ander stam iemand doodmaak of te nakom of seermaak, dan het ons die reg, want die bloed van ons broer roep om iets anders te gaan doen, om terug te kry. Dis was die wet. Op 'n stadium het ek ook gehoor, iemand het gesê, hulle het gepraat van die wet van die arensklou. Dat hulle vroeër jare 'n arendsklou letterlik dan gestuur het as 'n bewys. Ek gaan jou terugkry. Moenie gaan slaap nie. Wees wakker. Jesus sê nee. Dit gaan nie om 'n oog vir 'n oog. Dit gaan nie om 'n tand vir 'n tand. Dit gaan om liefde en vergifnis. Dit gaan om die eerste te wees om te sê, ek is jammer. Ek dink daar's niks so erg na die dood van 'n geliefde, wanneer die een wat agterbly sê, ek wou nog dit gesê, ek wou nog dat reggemaak het. As dit te laat, versoening. Dit gaan om 'n verhouding. Dit gaan om herstel. Dieselfde wat ons ook lees van die herstel van verhoudings en om in waarheid te leef, wat ook hier gepraat word, ook rondom egskeiding. Die wet van daai tyd was gewees dat die man was in beheer en die vrou het glad nie eintlik getel nie. So die man kon om enige rede, kon hy net van sy vrou geskei het, deur vir haar 'n skeibrief te gee. Dan sê Jesus nee. Dit gaan om herstel. Dit gaan om te leef in daardie verhouding. Daarom die vierde belangrike wat ons ook lees in hierdie gedeelte is, wat dit vir ons leer, dit gaan om 'n nuwe manier van lewe. Om liefde, genade en vergifnis. Dit wat jy reeds, hy praat ook hier van die oog en die versoeking. As jy reeds net kyk na iemand en begeer, dan het jy reeds in jou hart egbreek gepleeg. Dit gaan hier om 'n nuwe manier van lewe, liefde, genade en vergifnis. 'n ander lewe. Die wêreld sê, wees jouself. Ek onthou een keer, het 'n ma vertel en was nogal so hartseer oor 'n seun wat sy aangespreek het en gesê, dit wat jy doen is nie reg nie. Toe sê hy vir haar, ma, dis maar my persoonlikheid. Dis maar wie ek is. Dit het geen verskoning. Die wêreld sê, doen wat jy wil. Die wêreld sê, maak verskoning vir alles.
Jesus sê nee, gee meer as wat van jou verwag word. Julle, dit was nie maklik nie. Julle weet die haat wat die Jode vir die Romeine gehad het, en daar was 'n wet wat bepaal dat 'n Romeinse soldaat enige tyd een van die Jode kon voorkeer. Nou, daardie Romeine met daardie verskriklike harnasse van hulle en hulle pakasie, en as hulle op pad was en partykeer baie verder moes loop, dan kon hulle enige Jood nader roep en sê, kom dra. Maar gelukkig was daar 'n wet, net vir 1 kilometer. Dan kon hulle die pakasie neersit. En dan kon die Romeinse soldaat weer iemand anders geroep het. Nou kom Jesus nou sê vir hulle, hierdie nuwe manier van lewe is 'n lewe om te sê, ek stap die tweede myl. Kan julle indink as daardie Romeinse soldaat, hy vra vir hierdie Jood, kom dra my pakasie, en dan na kilometer verwag hy dat want die Jood het dit baie keer nie mooi neergesit nie. Sommige net neergegooi, want hy weet, hy is nou klaar. Maar dan hoor die Romeinse soldaat, meneer, kan ek dit nog 1 kilometer vir jou dra? Dis die verskil. Ek kom nie hierdie goed na, al daardie Ou Testamentiese wette, omdat ek moet, omdat dit vir my geregtigheid teweegbring. Nee. Wat is die verskil? Ons het 'n nuwe geregtigheid in God. Hoe? In en deur Jesus Christus. Daardie wet van die Ou Testament, wat 'n klomp wette was wat nagekom moes word, kon nooit werklike vrede bring nie. Daai Jood het nooit geweet of hy genoeg gedoen het. Ons nuwe geregtigheid in Jesus Christus hoef ek en jy nie te doen. Ons kan net aanvaar. Want dis wat Jesus kom doen het hier op aarde. Ons is deur die hele Paasnaweek en al die gebeure. Jesus het gekom en daar aan die kruis het hy ons sonde gevat en hy het op hom geneem en hy het vasgespijker en tot niet gemaak. So hy het hierdie sonde wat oor ons lewe is, het hy kom wegvat en hy het dit tot niet gemaak en hy het sy geregtigheid, want onthou hy was volmaak, hy is die hemelse Vader se unieke seun, hy het sy geregtigheid in ons, op ons kom plaas. Daar is nou 'n nuwe geregtigheid. Nie meer 'n geregtigheid van doen, maar 'n geregtigheid van aanvaar, van geloof, om te aanvaar wat Jesus vir jou gedoen het. Maar dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Die oomblik wanneer ek dit aanvaar het, dan kom en hy sê, gaan leef dit nou. Nie om jou geregtigheid te verdien nie, maar gaan leef dit as 'n bewys van jou geregtigheid. Dit gaan nou oor 'n verhouding. Dit gaan nou oor 'n nuwe manier van lewe. Die las is van ons weggevat. Kom
na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want my juk is sag en my las is lig. Die ou geregtigheid het Jesus kom wegvat. En in hierdie nuwe koninkryk kom plaas hy 'n nuwe geregtigheid in ons, 'n dieper geregtigheid. 'n Nuwe manier van lewe. Die sagte hart van 'n verhouding. Nou neem ek ander in ag. Nou leef ek soos Jesus van my verwag. Nou fokus ek op hom. Nou gee ek om vir ander. Nou reik ek uit. Nou sê ek, kan ek dit nog 'n kilometer dra? Nou kan ek my vyande lief hê, want die wet het gesê, jy moet jou vriende moet jy lief hê en jou vyande kan jy haat. Nou kom sê Jesus, nee, ek sê vir julle, dis maklik om jou vriende lief te hê. Dis maklik om jou familie lief te hê. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande ook lief hê. Jy sien, dis 'n totaal ander verhouding. Nou leef ons vanuit ons geregtigheid. Nou sê Jesus, hieraan sal die mense weet dat julle my kinders is. Omdat julle in 'n nuwe verhouding staan. In 'n nuwe lewe. Ek wil jou uitdaag. Ons kan so maklik aanspraak maak op die koninkryk van God. En ons is dankbaar oor 'n dieper geregtigheid, 'n ander geregtigheid. Want die Ou Testamentiese wet kon jy nooit seker wees. Ek en jy kan vandag seker wees, wie die Seun het die lewe. Maar kom ons gaan lewe dit. Kom ons gaan leef hierdie nuwe manier van lewe. Dat ander Jesus ook in ons kan sien. Amen. Dierbare Vader, baie, baie dankie dat ons leef in 'n nuwe bedeling, 'n nuwe verbond, 'n nuwe lewenswyse, 'n lewenswyse van omgee, liefhet, genade, vergifnis. Here, ek weet, ons kan so baie keer verval en maar net terugval op klompie regmerkies maak, vir wat ons doen of nie doen. Maar U kom en sê, dis 'n nuwe manier. My koninkryk lyk anders. Daar's nie grense. Dis nie net vir een bevolkingsgroep of vir een nasie nie. Uit alle volke, tale, nasies is mense deel van hierdie nuwe koninkryk. En burgers van U koninkryk leef anders as die wêreld. Here Jesus, kom in. En raak ons ook in hierdie Pinkstertyd aan. Dat ons werklik sal leer, hoe leef ons binne die nuwe koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, kom ons sluit af. Laat hierdie vrede deur my vloei.
liefde werk in pyn en smart vertroostend wees. Krag gee weer geloof in jou lief. Hier help my om altyd so te lief, om ander oor as myself te haal. Jou liefde ander voor myself, en ook eerder te gee as te verwaar. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek ook gee waar dat my vol is. Ek wil die lig en duisternis laat skyn, dat ware vreugde altyd uit my straal. Heer, help my om altyd so te lief, om ander oor as myself te haal. Jou liefde ander voor myself, en ook eerder te gee as te verwaar. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook so sien te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander die al meer in my kan sien. Ek dink ons moet hierdie liedjie verklaar as die koninkryksliedjie, want dis presies wat hy vir ons sê, leef anders in die koninkryk. En kom ons gaan leef dan so. Nou, daar's lekker sop en broodjies en eetgoedjies, gerus, kuier gerus verder. Ontvang dan nou die Here se seën en gaan huis toe met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.